Word of God, speak. Would you pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know that you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God, speak. Finding myself in the midst of you, beyond the music. So ek het 'n preek voorberei, maar ek dink ek gaan pastoor se troon volgorde sê. So wat, ek het 'n preek voorberei, maar die Here het dalk iets anders wat hy wil hê ek moet sê. So ek voel in my hart dat ons vandag die preek meer interaktief moet maak. Net om as jy voel, jy wil iets sê, jy welkom is om dit te sê. Of jy dit wil sê terwyl ek besig is om die boodskap te lewer, of jy dit wil sê aan die einde van die tyd, alles reg. So, vandag se boodskap en die tema wat ek met julle wil deel, is God se stem. Dis hoekom ek daai bietjie laaste laat speel het. God se stem, hoe om dit te onderskei, hoe om te luister vir God se stem, en hoe dit jou bevry. So, in 'n wêreld vol geraas, en julle hoor hierdie met buite kan saamstem, daar is so baie invloede van buite. Die sosiale media, iets wat jou net hier vinnig distract, verskoon Engels tussenin, maar ons is van Durban, so, dat jy kan nie altyd fokus op wat belangrik is nie. So hoe weet ons wat ons hoor, dat dit van God af is? Hoe onderskei ons tussen die vyand se fluisteringe en die Heilige Gees se leiding? En hoe ervaar ons ware vryheid wat bande breek wat ons bind? Ek gaan die boodskap in 3 verdeel. Die eerste deel gaan wees oor onderskeiding en onderskeidingsgees. Die tweede deel gaan wees oor God se stem en ons hoor. En die laaste deel sal dan wees oor bevryding. My skriflesing, waarmee ek gaan begin, en ek gaan baie skrifte uitlig, is Johannes 10 vers 27, wat lees: My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. So wat hierdie vers ons aan herinner is dat ons aan Jesus behoort. Hy roep ons en ons kan hom hoor, so daar's geen twyfel. Ons kan hom hoor. So ek wil julle nou nooi dat julle julle harte oopmaak in hierdie diens vandag, sodat julle die boodskap sal inneem en dat die Heilige Gees in julle harte sal werk. Dalk het jy al gewonder, is dit God se stem of is dit my eie gedagtes? Ja. Vandag sal ons ondersoek hoe om te onderskei, hoe om te luister en hoe om bevry te word. So ons kyk na deel 1, die onderskeiding of die onderskeidingsgees, in Engels is dit discernment. En kom ons verstaan eers wat die woord onderskeiding beteken. Onderskeiding is die vermoë om tussen goed en kwaad, waarheid en leuen te onderskei. Ons glo dat die Heilige Gees ons hierdie gawe gee deur die Gees van wysheid en openbaring. Hebreërs 5 vers 14 sê, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte te beoefen om goed van kwaad te onderskei. So hier bedoel volwassenes nie groot mense nie. Dit beteken volwassenheid in Jesus. Okay, dat jy kennis het van sy woord,
maar jy beoefen dit nog steeds, sodat jy kan seker wees dat jy die stem kan onderskei tussen reg en verkeerd. So ons leer dat onderskeiding moet geoefen word, dit moet beoefen word. So julle ouens wat van gym, julle weet, dat as ek nou my triceps wil target, dan doen ek hierdie spesifieke oefening. En na 'n sekere tyd, dan lyk daai spiere goed gedefinieer. So dieselfde met die onderskeiding of die onderskeidingsgees. Hoe oefen ons dit? Ons oefen dit deur nader te kom aan Jesus deur sy woord. So die konsep is dieselfde. Okay. Soms word die onderskeiding namens ons gedoen. Het jy ook ooit gevind dat omdat jy 'n bietjie getalm het, jy 'n ongeluk gemis het? Of dat jy by 'n, dis nou groot mense wat bestuur, ek weet nie of julle almal gereeds bestuur nie, partykeer as jy kom by 'n groot robot interseksie, dan is daar verskeie bane. En dan sê jy soos, wat een vat dalk waar is ek voor, waar is ek wat, maar dan kies jy uiteindelik 'n baan. En dan net om 'n noue omkoming met 'n trok te mis. Dit het al met ons gebeur. Waar Errol besluit het, hy gaan in hierdie baan stop, en toe eers skielik, nee, ek gaan in hierdie baan stop, en 'n trok het net dwars deur die robot. Net waar hy wou stop, dwars deur gejaag. So, hierdie is nie die Here se werk, en jy het die regte ding gedoen, maar jy kan nie die krediet neem daarvoor nie. Baie mense sal sê dit was toevallig, maar ons weet dat toeval nie bestaan nie. Jesaja 30 vers 21 sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Nou ja, ons hoor almal hierdie stemmetjies in ons koppe. Dit is so belangrik dat ons 'n nouer verhouding met die Here moet hê en dit te begin deur die woord te bestudeer en te bid vir wysheid. Dit was my stryd tot hierdie jare. Om die Here se stem te hoor, ek het besluit, en ek dink dis ook hoekom die Here dit op my hart gelê het om vandag die boodskap te bring, is daar so baie keer, vra jy vir die Here, Here, hierdie is my nood, Here, dit is die situasie, en jy kry antwoorde, maar jy is nie altyd seker, is dit van die Here? So 'n mens moet baie versigtig wees, en om nader aan God te kom, deur sy woord te bestudeer, en elke dag te bid, en wanneer ek dit sê, beteken ek nie, in die aand net voor jy gaan slaap, gou 'n rympie afdrammel, sê, dankie Jesus vir my boetie en my sussie, jy ken daai gebedse tyd, en ons vinnige afsluiting vir die dag. Dit beteken om werklik kontak met die Here te maak, en soms stil te word, soos daai liedjie gesê het, om net niks te sê, want die Here sal vir jou die gedagtes en die woorde in jou kop, en hy weet wat jy wil sê. Die Here sal jou lei om dan die gebed te sê, en partykeer is daai gebed gebroken, en dis okay. Partykeer is die gebed baie emosievol, partykeer is dit net 'n gehuil, en die Here help my, dit is goed. So daar is nie 'n spesifieke, alhoewel ons 'n voorbeeld het, en ek gaan nou daarby uitkom, alhoewel ons 'n voorbeeld in die Bybel het van hoe te bid, hoor die Here alles wat jy vir hom sê, en alles wat jy nie vir hom sê. Ek lees vir julle 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in hierdie wêreld uitgegaan. En ons weet dit is waar, want daar is baie valse profete vandag, en hulle is baie glad met die mond, en dit klink of hulle die waarheid sê, maar hulle mislei nie, en hulle lei jou verder van die Here af. So alles wat jy hoor, moet jy eers toets teen die Bybel.
En vra, stem dit ooreen met God se karakter van liefde, heiligheid en waarheid. 'n Mens moet so versigtig wees, daar is so baie goed op Facebook en YouTube en Instagram, en ek weet nie eens meer wat ander sosiale media daar is nie. Maar daar is so baie mense wat geestelike boodskappe lewer, maar jy moet daai onderskeidingsgees kan hê om te weet, maar nou praat hierdie persoon nie die waarheid nie. Die woord sê so. En al hoe jy dit gaan weet, is as jy die woord bestudeer, as jy die woord lees. En wanneer jy die woord lees, is dit so belangrik dat jy ook vir die Here sê, Here, terwyl ek nou lees, neem my gedagtes gevange en wys vir my wat dit is wat jy wil hê ek moet leer uit dit wat ek lees. So nie alles is van God af nie. So weer eens het ons die onderskeidingsgees nodig, wat ons net so in die woord en deur die leiding van die Heilige Gees kan kry. En dit raak al moeiliker om werklik te onderskei, en daarom het ek aan 10 redes gedink waarom ons 'n nouer verhouding met God moet soek. Deur sy woord te lees, en ek gaan dit so opsom. Die eerste rede is, die woord is 'n rigting, dit gee vir jou rigting. Jy kan nie voorspel waarheen jy op pad is nie. Al probeer jou hart. God se woorde sal jou lei. In Psalm 119 vers 133 staan daar, maak my voetstappe vas in u woord en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Die tweede rede is, dit gee wysheid. Die kennis van God se woord is waar wysheid in jou begin groei. Psalm 19 vers 8 sê, die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. So, jy kan ook daaraan dink as, ek studeer nou vir my learners, né? En ek ken nie alles nie, en ek moet leer, ek moet die boek vat, en ek moet al die tekens en al die reëls en alles leer, sodat ek dit kan herken as ek die eksamen afdoen. Of enige vak, inteendeel, wat jy leer. Vir jou om die wysheid te hê om die regte antwoord te gee, moet jy 'n studie daarvan maak. So dit is hoekom ek sê, dit is belangrik dat jy by die woord uitkom. Om sukses te vind, as jy volgens die woord lewe, dan werk die lewe eenvoudig net. Joshua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Jy sal net weet wat reg en verkeerd is. Om suiwer te lewe is die volgende rede, nommer 4. Jy moet 'n lewe van heiligheid en suiwerheid lewe om die Here se teenwoordigheid te ervaar. Maar jy kan nie heilig wees sonder dat jy deur God se woord gereinig is nie. Psalm 119 vers 9 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. So daar's baie goed wat ons kan lees daar buite, en baie van, ek noem myself, toe ek jong was, wil gou die sterre van die week lees. Vanaf weet ek wat gaan gebeur hierdie week. Nee. Maar onthou, dit is nie van God nie. En wat gebeur as jy sulke goeders lees, is dit gee jou reeds 'n idee van wat gaan gebeur. En as dit byvoorbeeld sê, jy gaan 'n lang man ontmoet met donker hare en blou oë, dan is dit presies wat jy gaan doen. Dus jy gaan uitkyk vir die man, lang man met blou oë en donker hare, en jy gaan op raadloop, en jy gaan dink, dit was waar. Maar onthou, die duiwel is die koning van die leuns. Hy wil jou mislei om elke hoek en draai. Om God te gehoorsaam. As jy nie verstaan wat God se woord sê nie, hoe kan jy dit gehoorsaam?
Psalm 119 vers 33 tot 35 sê, Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. Die 6de punt is om vreugde te hê. Jy kan nie vry wees van angs en vrees sonder om die woord van God in jou hart te hê nie. Net soos ek nou net die teksvers gelees het, laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. Die gebooie gee vir die riglyn, jy weet presies, ek mag dit en ek mag dit nie doen nie, mag dit en ek mag dit nie doen nie. En deur daai riglyn, en selfs as jy net 'n bietjie dink aan dissipline, né? Ons ouers dissiplineer ons, dan dink jy altyd, hoekom moet ek luister of wat ook al. En uiteindelik, as jy terugkyk in jou lewe, besef jy, maar as gevolg daarvan is dit waar ek is en is daar ook vreugde in my hart daaroor. Om te groei in geloof, dis nog rede nommer 7. Ons kan nie groei in geloof as ons nog nie die woord lees of dit hoor nie. Die woord is ons redding. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. So belangrik dat julle ook hier sal wees en julle jeugaande sal bywoon, want dan hoor julle wat dit is. Nie net lees nie, maar hoor. Baie van ons leer beter deur te hoor en te sien as om te lees. Om verlossing te vind is rede nommer 8. Jy weet nie wat nodig is om vry te wees, sonder dat jy werklik God se woord lees en bestudeer nie. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Rede nommer 9, om vrede te hê. God sal jou vrede gee, wat die wêreld jou nie kan gee nie. Maar eers moet jy dit in sy woord vind. Psalm 119 vers 165 sê, die wat u liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblokke nie. My 10de rede was, juist waar ek nou praat, om te kan onderskei. Alles is so relatief vandag. Hoe kan ons verseker weet wat reg en verkeerd is, sonder dat ons God se woord as ons maatstaf kan gebruik? Psalm 119 vers 11 sê, aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen u. En daarom sê ek, koop die tyd uit, lees en bestudeer God se woord, sodat jy gelei sal wees hoe om die regte besluite te neem. Dit is maklik om te sê, want partykeer voel mense, ek is moeg, dit was 'n lang dag, ek het skool gehad, ek het sport gehad, ek moes help nie, ek moes help daarmee, ek gaan nou nie mif in die bed val. Ja, maar die tyd maak vir die Here is belangrik. Eerste ding in die oggend, laaste ding in die aand. Tussenin ook, jy hoef nie te oor te bid nie, jy kan op pad skool te wees, jy kan 'n gebedjie sê, jy kan by die skool wees tussen jou maats, as jy ongemaklik voel iets, 'n gebedjie vinnig, daai skietgebedjies, ek glo baie in hulle. So jy hoef nie formeel 'n tyd te maak, maar dit is belangrik dat jy wel tyd maak vir die Here. Dit bring my dan by God se stem, en hier is ek dink waar die interaksie wil hê. So, daar's soveel stemme wat ons hoor, en ek kan 4 identifiseer. Eerstens, is dit jou eie stem. Tweedens, is dit die duiwel se stem. Derdens, is dit die stem van die wêreld. En laastens, God se stem. So, watter voorbeelde kan julle dalk aan dink as julle eie stem? Wanneer is dit dat julle dalk
vir julle self luister, waar julle nie vir die Here luister. Kan iemand dink aan voorbeeld? En soms kry ek in die moeilikheid, ek wil dit ook met jou sê. Jong mense, Enigiets, ek sal begin. So, baie van julle is al klaar met skool, of amper klaar met skool, en julle moet iets gaan studeer. En nou is julle onder druk, want daar is so baie dinge om te doen. Daar is jy kan allerhande tipe werke kry deesdae. En nou onder druk, omdat my ma dit gedoen, of my pa dit gedoen, of ons familie het altyd in hierdie rigting gegaan, besluit jy op 'n studierigting, wat dalk glad nie vir jou is nie. Want, jy het nooit met God gepraat daaroor nie. Jy het nooit gebid en hom gevra vir leiding, oor wat is dit wat jy eintlik moet doen, wat is my roeping, waar wil u my? Is daar 'n ander voorbeeld, dat iemand aan iets dink, waar jou eie gedagtes jou dalk lei om iets te doen, wat nie van die Here af is nie. Goed, kom ons probeer maar. Jerry. Ek dink is nogal 'n mens wat vinnig kan reageer en dit sal as ek 'n situasie sien, dan sal ek later reageer baie keer sien. Ek hou nie daarvan nie. En baie keer dan dit mense en dit vruggesien, dit is al weet ek dit so ek sal dadelik is hoe dit nog my maak gebruik. So goed om te kan sê. Ek sal baie keer sê, nee, ek moet nie doen. En dan kyk ek nog Presies dit, ja. ek wil sê, stadig op praat en luister. Ja. Ja, dis amper is 'n groot skema. dis amper soos die gut-reaksie, dis presies waarvan Tannie Joey nou praat, is soms reageer 'n mens nie. Okay, so as ons dan kom by die tweede wat ek genoem het, die duiwel. Enige voorbeeld daar. Hoe kan die duiwel ons wys maak van iets wat ons dink is reg? Nou, voorbeeld in die Bybel net gee. Ja, Wel, toe die Here 40 dae vas het. So wat sou ek hiermee bedoel? Watter stem het die wêreld? Nikkie, Om bijvoorbeeld nie fisies kerk te gaan nie, maar op jou foon te kyk. dan sê jy dink dat die foon die plaatsvervanger is vir actual diens. Dit in die kerk, dis 'n goeie voorbeeld. Ja, Roman? Kom ons sal dan social media maar kan nie, hoekom ek so sê, want daar's 'n ou liedjie wat gaan pas op klein oortjies wat jy sien, wat jy hoor, dat jy Ja. Sosiale media is 'n groot ewel en op Instagram sal jy dalk iemand volg wat presies so make-up en presies so en dit is nou hoe dis die trend en ons moet die trend volg, maar dis nie van die Here nie. Dit is wat noem jy hulle influencer. Hulle influence ons om dinge te doen wat ons nie uit ons eie normaalweg sou doen nie. Druk van maatjies. Nou, peer pressure, ook baie groot ding. So, 'n mens moet die woord goed genoeg ken en die vertroue in die Here hê, dat as jy in 'n situasie is waar jy in 'n kring van vriende is, dat jy sal kan opstaan en sê, ek is jammer, maar ek stem nie meer saam, of ek is jammer, maar gaan julle voort, ek het ander dinge om te doen. En ek het onlangs ook 'n voorbeeld gelees van 'n Suid-Afrikaanse skool, 'n privaat skool, waar die hoofseun was deel van die alle spanne, rugby, cricket, whatever, kaptein van alles ensovoorts. En toe op 'n dag in sy kring van vriende vertel iemand 'n baie lelike grappie. En almal het gelag.
tot die wat nie wou lag nie, want hulle het geweet, dit was nie iets om oor te lag nie, het gelag as gevolg van die peer pressure. Maar hierdie seun het reguit gesê, ek is jammer, maar dit was julle die Here se naam eintlik gebruik. So 10 uit 10, want dit is eintlik wat ons kan doen. En die Here sal vir jou dit sê. Hy sal vir jou sê, maar hierdie is nie reg nie. En dit is vir jou om te react, vir jou om iets te doen daaroor. En jy sal vind dat as jy opstaan en voor sal ander waarskynlik ook. Jy sal nie op jou eie staan nie. En jy moet verstaan dat die duiwel breek af. Hy verkleineer. Hy herinner jou aan al jou trauma en alles wat in die verlede is. Die Here het nie geskiedenis nie. By hom is gister verby. As jy jou sondes bely het en opreg om verskoning gevra het, is alles vergeet. Hy het in elk geval vir ons kom sterwe, vir al ons sondes op hom geneem. So, wat ek probeer sê is, as jy voel dat ek voel totaal en al ontuis, daar is 'n drukking op my bors, ek voel nie lekker, dan is dit nie van die Here nie. So dan vierens kom ons by die stem van die Here. So hoe weet ons dat dit die stem van die Here is? Ek gaan nie sterf vandag. Byvoorbeeld as jy natuurlik van mense is en jy sê jy het baie impersoonlik en jy luister ons dit en jy doen dit en dan weet jy later dat baie dit ekstra persoon hom waar teken. Baie waar. Ek wil 'n praktiese voorbeeld gebruik. Ja, pastor. Ek het so 'n storie dat wat die naam van die Here jou kom. Nie eintlik uitelik gebruik of misbruik. Wat die baie van hierdie ouens gebruik die naam Jesus Christus. Julle weet wat ek praat oor mense. Jesus Christ. Ek staan in die lug en ek staan in die blou. Glo my. Dan sê ek vir hulle, ken jy hom? Hoekom sê jy net sommer Moses? Regtig. Jy weet, dit is waar die stem van die Here kom, wat ek jou kan gebruik en sê, jy kan hulle ook in ek doen dit. Baie maklik so vrou sê, ken jy hom? Dis op ek hoef te sê. En nou, dat sak sy kop. En dis wat die Here eintlik wil hê. Roan? Baie, ek was nog 'n dag bly met my pa, terwyl my pa by die dokter hier en ek sê, hy het aan my baie, en dit en dat en dit. My pa stap so na die ander toe en hy sê vir hom, do you know this man? Do you know Jesus? Ken my prayer. En ek kan nie maar al wat my pa sê. Eintlik skep dit vir jou 'n geleentheid. Absoluut. Ek gaan daar uitkom. Ja. Okay, sorry. Dit is reg dit bevestig wat ek het om te sê. So ja, God praat vandag en ons ervaar dit soms as 'n profetiese woord. Met ander woorde daai wat Roan nou net Nikkie nou net van gepraat het, is jy hoor iets in jou gedagte en dis iets wat die Here jou dalk wil hê jy moet deel met iemand en dit dan tot iets opbouend lei. Ook weer visioene. Sommige mense sien visioene of drome. En ook daai stil klein stem van die Gees, die een wat ons eintlik so goed ken. Ons het 'n paar weke terug deur pastoor se preek gehoor, 1 Samuel 3 vers 10. Toe die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek Here, want die dienaar luister. So Samuel moet ons leer om ook te sê, spreek Here, die dienaar luister. Dit vereis stilte en gehoorsaamheid. Maar dit eis ook guts. Want soos ek gesê het met my boodskap oor getuienis, baie keer sit jy daar en jy het 'n getuienis en jy voel,
ek kan dit deel, maar nie vandag nie, miskien volgende keer, dan gebeur volgende keer nooit nie. So sal die Here vir jou iets in jou kop sê, en ek is skuldig. Ons het nou die dag het ons iemand opgelaai, wat sukkel, en ons het hom gaan aflaai op 'n plek. En die hele tyd het die ou gepraat, en hy het gesê hoe goed dit gegaan het, en dan hoe sleg dit gegaan het, en in my kop het die Here vir my gesê, vra vir hom, do you know God? En toe sit al by die punt waar ons moet aflaai, en ek het hom nooit gevra nie. En ek het vir die Here, ek was bitterlik omgekrap daaroor, en ek moes vir die Here om verskoning vra, want ek het nie geluister na sy stem nie. So die Here skep die geleenthede, en dit sal klein begin. En daai geleenthede help jou om iemand dalk te raak wat God nodig het. En so kan jy daai persoon dalk na die Here lei. Dit kan 'n hele betekenisvolle gesprek hê, of die persoon kan omdraai en sê, nee, ek stel nie belang nie wat ook al. Maar dan vaar jy dit. Want die Heilige Gees sal vir jou lei. En as die persoon nie ontvanklik is vir die woord van God of 'n boodskap uit van God, dan is dit nou maar tot daar toe. Maar as God jou stuur na iemand, is dit gewoonlik iemand wat daai boodskap nodig het, en die opbouing en die verandering van sy situasie dalk te kan bewerkstellig. In Romeine 8 vers 16 staan daar, hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So die Heilige Gees bevestig ons identiteit en lei ons deur innerlike getuienis en oortuiging. Dis daai oortuiging wat ons nodig het om dan op te staan en na iemand te stap en vir iemand iets te sê.